Paulus is bekommerd oor die kerk in Galasië, want daar het mense in die kerk ingekom, wat vir die mense gesê het, om Christene te wees, moet julle goeie Jode wees. As mense wat ingekom het en gesê het, as jy Christen is, dan moet jy die wette en rituele van die Ou Testament nakom. Oud-testamentiese wette, oud-testamentiese feesdae, oud-testamentiese praktyke, oud-testamentiese rituele. En dit maak vir Paulus geweldig kwaad. En dan sê hy, ek verkeer weer oor geboortepyn oor julle. Dis so seer dit vir hom is, dat die mense vir wie hy van Jesus vertel het, nou terugval op die Ou Testament. Jy moet jou verlossing verdien. Hier is die reëls en regulasies om God tevrede te hou. Ek is werklik bekommerd oor julle. Dit is Paulus se woorde. Is ek en jy dalk die mense wat onder die invloed is? Van mense wat sê ons moet nog Joods lewe, ons moet nog Oud-testamenties lewe. En is daar mense oor wie ek regtig bekommerd is oor hulle geloof, oor wie ek in geboortepyne verkeer. En wat doen ek daaraan? En is wonderlik wat Paulus sê, as ek verkeer in geboortepyn oor julle, totdat Christus in julle gestalte kry, totdat julle al hoe meer soos Jesus lyk. Dis die doel van geloof. Dat ek al hoe meer soos Jesus lyk, dat Jesus al hoe meer in my gestalte kry, dat my woorde al hoe meer Jesus woorde is, dat my dade al hoe meer Jesus dade is. Nie wette en rituele nie. Jesus lewe. Is dit ek en jy? Here God, dankie dat ons vry is, omdat U ons vry gemaak het, dat ons vry is van wette en rituele, vry is van gebruike om U te wen. Dankie dat ons in U kinders is. Ons moet bely dat ons baie keer in die pad staan, dat U al hoe meer gestalte in ons kry. Dat U woorde en dade nie noodwendig my woorde en dade is nie. En ons ken mense oor wie ons bekommerd is. Leer my, help my om so te lewe, dat U al hoe meer in my gestalte kry. Amen.